Ons kan nie hierdie onderwerp effektief ondersoek sonder 'n sterk Bybelse fondasie nie. En ek herhaal, hou in gedagte dat wanneer ons hierdie ondersoek doen, dan is jou en my opinies of interpretasies irrelevant. Dis nie 'n denominasioneel gefundeerde ondersoek nie. Dit gaan slegs daaroor om die ware betekenis van God se woord te ontdek. So kom ons wandel deur die eerste 4 skepingsdae, deur bloot te lees wat die woord van God daaroor sê. Ons noem dit eksegese. In deel C en D sal ons dan in besonderhede na teïstiese evolusie kyk. Nou dit het deur die jare vir my al hoe meer opvallend geword, hoe eenvoudig en maklik verstaanbaar Genesis 1 werklik is. As ons net sal onsself daarvan weerhou, om voortdurend allerhande dinge daarin te probeer lees. Dit word ook genoem eisegese, want die oomblik wat ons wil kompromieer, deur ons eie idees daarin te probeer lees, eerder as om die betekenis wat deur die oorspronklike skrywer bedoel is, na vore te bring, dan word dinge baie kompleks, soos ons sal sien. Nou, dit laat my dink aan hierdie teksvers in die Bybel, maar ek vrees dat net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Dit is nog duideliker in die New King James vertaling. But I fear, lest somehow, as the serpent deceived Eve by his craftiness, so your minds may be corrupted from the simplicity that is in Christ. Nou, ek is beslis nie 'n kenner van Hebreëus nie, maar dit help tog baie om so ietsie daaroor te verstaan, sodat ons by die ware betekenis van dit wat geskryf is kan uitkom. Net om seker te maak dat ons dit reg verstaan. En hierdie gedeelte is so belangrik tot die verstaan van die res van die inligting, dat dit deurlopend en weer in die heel laaste deel van hierdie reeks sal herhaal. Want dit maak dit sommer van die staanspoor af baie duidelik, dat 'n mens glad geen gaping enigstens erns in Genesis kan inforceer nie. Hoekom nie? Want as Bybelgelowige Christene glo ons dat die Genesis verslag historiese narratief is. Nou, wat beteken dit? Dit is 'n verhaal of weergawe van gebeure in die verlede, dikwels in 'n gestruktureerde kronologiese volgorde. Dit het ten doel om konteks, interpretasie en ontleding te verskaf, om lesers te help om die betekenis van daardie gebeure te verstaan en hoe hulle die hede bepaal het. Nou, hoe kan ons so seker wees dat Genesis historiese narratief is? Want in die Hebreëse taal word spesiale grammatikale forme gebruik om geskiedenis op te teken, en dit word spesifiek ook in Genesis 1 tot 11 gebruik. Nou, Genesis word gepeper met die woorde en, sowel as toe, en toe. Trouwens, behalwe vers 1, waarna ons binnekort gaan kyk, word en aan die begin van elke skepingsdag en elke sin in Genesis 1 gebruik. Soms selfs ook in die middel van 'n sin. Nou, die woord en word mos 'n voegwoord genoem. Die Hebreëse voegwoord vir die woord wat vertaal word as en, as ook toe, word 'n waw genoem, en dit lyk so. In Hebreëus begin al die verse in Genesis 1, behalwe vers 1 en 2, met hierdie waw gevolg deur 'n werkwoord. En sê God. En sê God. So die werkwoord is gewoonlik eerste in Hebreëus. So eintlik sou dit so lyk. En sê God. Nou, waw gevolg deur 'n werkwoord word 'n waw consecutive in Engels of 'n waw opeenvolgend genoem. En wanneer jy 'n opeenvolging of 'n ketting daarvan het, dan dui dit altyd aan dat historiese gebeure kronologies aangeteken en weergegee word. Dit sê duidelik vir ons dat Genesis historiese narratief is. Dit het gebeur en toe het dit gebeur en so aan. Nou, wat van verse 1 en 2? Genesis beteken begin. En vers 1
is die begin. So daar is geen en aan die begin nie, want dis die begin. Vers 2 begin wel met en, maar word nie deur 'n werkwoord opgevolg nie. In hierdie geval word dit opgevolg deur 'n selfstandige naamwoord, naamlik aarde. In die Hebreëse woordorde, wanneer die woord en gevolg word deur 'n nie werkwoord, dan word dit 'n verb disjunctive in Engels genoem, wat duidelik aandui dat daardie vers 'n verduideliking of opklaring van die voorafgaande vers is. Vers 2 beskryf dus die aanvanklike toestand van die aarde toe God dit initieel geskape het. Met ander woorde, absoluut geen gaping is moontlik nie. Want vers 2 volg nie in tyd nie. Dit sê nie en later was die aarde woes en leeg of vormloos nie. Vers 2 verduidelik vers 1 deur te sê dat op daardie stadium, toe God die hemel en die aarde geskape het, was die aarde aanvanklik, volgens die King James vertaling, vormloos en leeg. En daar is 'n rede waarom daardie verduideliking daar is. As jy geen kennis gehad het nie, en jy lees in die begin het God die hemel en die aarde geskape, dan kon jy dalk aanvaar dat God hulle geskape het soos hulle nou is. Vol lewe, kontinente, sterre, heelal. Maar vers 2 verduidelik dat dit aanvanklik nie die geval was nie. Die aarde was aanvanklik vormloos, leweloos en leeg. En dan beskryf die res van Genesis 1 hoe God daardie aanvanklike skepping perfek geskape het vir lewe. En God het dit so gedoen vir 'n baie spesifieke rede. Hy het 'n patroon vir ons vasgestel. Werk vir 6 dae en rus op die 7de dag. Ons gaan nou weer hieroor gesels, maar kom ons kyk nou na een van die Bybelverse wat vandag waarskynlik die heel meeste aangeval en misverstaan word. Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en aarde gemaak. In die begin. Waarna verwys dit? Na die ontstaan van tyd. Kom ons kyk weer na die Hebreëus. Hierdie frase in die begin word in Hebreëus geskryf asof dit een frase is, met geen spasies tussenin nie. Dit is dus 'n vaste frase. En as 'n vaste frase het dit geen artikel vooraan nie. Die Hebreëse woord vir in die begin is Bereshit, en die kern of die wortel van hierdie woord is Reshith. Dit word in standaard woordeboeke bykans universeel vertaal as begin. Party mense dink dat daar dalk iets voor die skepping was, voor die begin. Is dit moontlik? Wat het God voor die tyd gedoen? Wel, soos julle waarskynlik weet, is Hebreëus 'n taal wat 'n mens van regs na links lees. Dit smokkel lekker met 'n mens se kop. Ek weet, nie dat ons nou iets in Hebreëus gaan probeer lees nie, maar kyk net mooi na daardie eerste letter aan die regterkant. Die eerste letter van die eerste woord in Genesis. Sien julle dat die letter net na een kant toe oop is, na links? En dit is die kant wat vorentoe aandui. Paul James Griffiths verduidelik dat dit waarskynlik aandui dat dit sinneloos is om 'n begin voor die begin van tyd te probeer oorweeg. Nou volgens die Bybelse tydlyn het die skepping ongeveer 4000 jaar voor Christus se koms na die aarde plaasgevind. Dit is tans die jaar 2026, so sedert Christus op aarde was dit nog 'n verdere 2026 jare verloop. En dit bring ons by 'n totaal van ongeveer 6000 jare vir die ouderdom van onder andere die aarde. Nou ons bestaan binne hierdie tydlyn, maar God bestaan buite tyd. En dit is hoekom tyd geen effek op hom het nie. God is ewig. Hy het nog altyd bestaan. En omdat hy nog altyd bestaan het, is dit in werklikheid betekenisloos om te vra, wat het God al daardie tyd gedoen voordat hy geskape het? Jy sien, dit maak nie saak hoe ver jy sou probeer teruggaan in tyd nie. Tot hier, of tot hier, of tot hier. Jy gaan nog steeds sit met 'n oneindige hoeveelheid tyd voordat God geskaap het. So,
Selfs al was die heelal biljoene of triljoene of kwadriljoene jare oud, kan jy steeds dieselfde vraag vra. Die punt is, daar was geen tyd voordat God tyd geskep het nie. God het tyd, ruimte en materie op die eerste dag van die skepingsweek geskape. Geen een van hierdie kan 'n sinvolle bestaan hê sonder die ander nie. Ruimte en materie moet in tyd bestaan en tyd vereis ruimte en materie. Tyd is slegs betekenisvol as fisiese entiteite bestaan en gebeure gedurende daardie tyd plaasvind. In die begin is toe die tyd begin het, omdat materie, 'n fisiese entiteit, ook geskape is. Ons kyk nou daarna. So, daar was geen tyd voor tyd geskep is nie. Daar was geen voor God geskep het nie. Daar was nie eers niks nie. Daar was slegs God wat in ewigheid bestaan. Bybelse geloof is nie sonder rede nie, maar hierdie dinge gaan ons verstand te bowe. So wat was voor die skepping? God, wat van ewigheid tot ewigheid bestaan. God is die groot ek is. Jesaja 43:10. Julle is my getuies, spreek die Here, en my knegt wat ek uitverkies het, sodat julle kan weet en my kan glo en insien dat dit ek is. Voor my is geen God geformeer nie, en na my sal daar geen een wees nie. Met ander woorde, dit is 'n fout om te probeer praat oor wat God voor die skepping gedoen het, want die konsep van tyd, voor, tydens, daarna, het eers op dag 1 van die skepingsweek ontstaan. God bestaan. Hy is die ek is, die ewige, selfbestaande een. Hy is buite tyd. Nou die Bybel maak dit duidelik dat God se bestaan heeltemal apart is van die geskiedenis van die heelal wat in Genesis 1 vers 1 begin het. So daar is nie iets soos prehistories nie. Geskiedenis het begin toe die eerste keer opgeteken is in Genesis 1. Wat meer is, Jesus verwys duidelik en direk na die begin van die skepping deur in Markus 10 vers 6 te sê, maar van die begin van die skepping af het God hulle man en vrou gemaak. Hy praat dus van die totale skepping vanaf Jesus se tyd op aarde terug tot by die skepingsweek in Genesis. Met ander woorde, Jesus maak dit duidelik dat Adam en Eva aan die begin van die geskiedenis geskape is en dat die skepping 'n letterlike geskiedkundige gebeurtenis was. Jesus het op die historiese fondasie van Genesis gestaan. Wie is ons om dit te bevraagteken? Kom ons kyk nou na ruimte en materie. Die frase hemel en aarde is 'n Hebreëse beeldspraak wat ons 'n merisme noem. Dit is waar twee aparte dinge in 'n enkele, allesomvattende konsep gekombineer word. So, nog 'n voorbeeld van so 'n frase is wanneer ons sou sê dat ons die huis van bo tot onder geverf het. Dit beteken bloot dat ons die hele huis geverf het, van bo tot onder en alles tussenin. Nou daar is geen spesifieke Hebreëse woord vir heelal nie. En onthou, die Ou Testament is oorspronklik in Hebreëus geskryf. Nou interessant is dat Hebreëse dubbele vorm vir die woord hemele gereeld lig, hemel of heelal kan beteken. Met ander woorde, die frase hemel en aarde in Genesis 1 vers 1 laat ons baie duidelik verstaan dat God in Genesis 1 die totale heelal geskaap het, die alles. En nie net planeet aarde met sy atmosfeer of slegs ons sterrestelsel nie. Die besonderhede van hierdie skepingswerk word net hierna in die opvolgende verse gegee. God het dus materie gemaak waaruit die aarde en alles daarin en daarom sou bestaan en hy het doeteenvoudige bevel gegee en dit het presies net so gebeur. By implikasie het God dan ook op dag 1 ruimte geskep waarin hy hierdie materie kon plaas. Nou hier begin ons uitdaging. Die fout wat meeste van ons maak is dat wanneer ons die woord aarde hoor, dan dink ons onmiddellik aan die soliede sferiese planeet waarmee ons vandag bekend is. Maar daar is 'n groot verskil tussen die aanvanklike aarde op dag 1 en die aarde op dag 3.
2 Petrus 3 vers 5 gee vir ons 'n baie belangrike leidraad, want dit beskryf hoe die aarde uit water en deur water ontstaan het deur die woord van God. Vers 2 maak dit nog duideliker, maar ons moet dit sonder vooropgestelde idees lees en ons moet veral ons vertaling vergelyk met dit wat in die King James weergawe staan, is ook in die oorspronklike Hebreëus. En onthou, aangesien vers 2 'n verb disjunctive is, met ander woorde, dis die woord en gevolg deur 'n selfstandige naamwoord, die aarde, in plaas van met 'n werkwoord soos in die res van die verse. Daarom beskryf vers 2 die voorafgaande vers. Met ander woorde, dit beskryf die aanvanklike toestand van die aarde toe God dit initieel geskaap het. So vers 2 in die 33 of 53 vertaling gebruik egter die beskrywing woes en leeg, wat totaal en al te kort skiet, terwyl die Nuwe Lewende vertaling dit baie soortgelyk as die King James weergawe beskryf. Maar die aarde was 'n vormlose, onbewoonbare massa. Vers 2 in die King James sê, "The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep." Without form impliseer 'n vormlose watermassa binne-in die diep waters. Met ander woorde, op dag 1 kon die aanvanklike aarde nog nie in die soliede sferiese vorm wat ons vandag ken gewees het nie, want die aarde is volgens 2 Petrus 3 vers 5 uit water en deur water geskep en het op dag 1 nog geen vorm gehad nie. En daar is ook geen gaping moontlik nie, omdat vers 2 nie in tyd volg nie. Dit sê nie, en toe later was die aarde vormloos en leeg nie. Vers 2 verduidelik vers 1 deur te sê, en ek herhaal, dat op daardie stadium, toe God die hemel en die aarde geskaap het, was die aarde aanvanklik vormloos en leeg, en sonder lewe. En daar is 'n rede, wat ek vroeër herhaal het, en ek gaan dit weer sê. As jy geen kennis gehad het nie, en jy lees bloot, in die begin het God die hemel en die aarde geskape, kon jy aangeneem het, dat hy dit geskaap het, presies soos hulle nou is. Maar vers 2 verduidelik vir ons, dat dit aanvanklik nie so was nie. Die aarde was 'n waterige massa, sonder vorm, sonder struktuur, sonder lewe. En dan beskryf die res van Genesis 1, hoe God daardie aanvanklike skepping perfek gemaak het vir lewe. En hy het dit so gedoen vir 'n baie spesifieke rede. Hy het 'n patroon daar gestel, werk vir 6 dae en rus op die 7de dag. Hoekom? Want God het dit gedoen. Ek gaan dit nog een keer herhaal. Op dag 1 was die aanvanklike aarde waarskynlik baie klein, waterige, vormlose, onbewoonbare massa binne in die massiewe diepwaters. Trouwens, ons het geen idee hoe dit gelyk het nie, maar dit is tog interessant dat die soliede sferiese planeet in elk geval eers op dag 3 benodig sou word toe God die droë land tevoorskyn gebring het, sodat hy plante groei kon skep. In Genesis 1 vers 2 lees ons ook, en die Gees van God het gesweef op die waters. Die Nuwe Lewende vertaling sê, die Gees van God het oor die oppervlakte van die water gesweef. En die King James sê, and darkness was on the face of the deep. Nou, face of the deep verwys na die bokant, die oppervlak van die waters. Met ander woorde, daar moes 'n oppervlak gewees het. Nou, Dr. Ralph Humphreys, een van die mees gerespekteerde skepingsleerders en mede-prof in kernfisika, verduidelik dat vir 'n massa water om 'n oppervlak te kan hê, of soos in die King James staan, 'n face, beteken dat daar 'n matige tot hoë vlak van gravitasie teenwoordig moes gewees het. Gravitasie sal 'n watermassa omvorm tot 'n sfeer. Die diep waters was waarskynlik 'n enorme hemelse watersfeer wat die aanvanklike waterige aardmassa omvat het. En dan op dag 1 het God natuurlik ook energie in die vorm van lig geskape. Nou hier leer ons van die ontstaan van die heel eerste oggend. Terloops, donkerte is nie iets wat bestaan, soos wat lig iets is nie. Vandag weet ons dat fisiese lig atome beteken. Die een kan nie sonder die ander bestaan nie, aangesien lig deur atome uitgestraal en geabsorbeer word. Maar donkerte is bloot die afwesigheid van lig. Met ander woorde,
Op dag 1, wat ons vandag Sondag noem, het God tyd, ruimte, materie en energie geskape. Verskeie mense glo dat onder andere die son alreeds voor dag 4 bestaan het. Ons gaan later daaroor gesels. Die Bybel is tog baie duidelik dat God die son op die 4de dag geskaap het. En alhoewel daar nie duidelik vir ons gesê word waar hierdie lig vandaan kom nie, sê die Bybel vir ons in 1 Johannes 4 dat God die bron van liefde, lewe en lig is. Dit beteken dat alle lig van God afkom. In Openbaring 22 vers 5 leer ons dat daar eendag in die nuwe hemel en aarde geen donkerte meer gaan wees nie. Ons gaan nie eers die son se lig of selfs 'n lamp se lig nodig hê nie, want God self sal ons lig wees. In 180 na Christus het Theophilus van Antiochië genoem dat hierdie feit heel toepaslik sonaanbidding uitlig as die belaglikheid wat dit in werklikheid is, omdat God nie die son se lig nodig het om lig te verskaf nie. Ons lees verder hoe God die donker en liggedeelte van 'n dag duidelik vasgelê het in Genesis 1 vers 5. En God het die lig dag genoem en die duisternis het hy nag genoem. En dit was aand en dit was môre, die eerste dag. Wat word eerste genoem? Die aand word eerste genoem, nie waar nie. Wat beteken dit? Dit beteken baie duidelik dat Bybelsgewys elke nuwe dag met 'n aand begin. Met ander woorde, sodra die son gesak het, begin 'n nuwe dag. Dit beteken verder dat die skepping nie begin het met die woorde laat daar lig wees nie, soos sommiges glo, veral in die sagte gapingsteorie, want dan sou dag 1 net uit 'n halwe dag bestaan het. Die liggedeelte. Ons kyk later weer daarna. Dag 1 se begin word in vers 2 beskryf en duisternis was op die wêreldvloed, of soos die Nuwe Lewende Vertaling sê, en die diep waters was toegevou in duisternis. Duisternis verteenwoordig dus die aandgedeelde van dag 1. Nou wonder jy dalk, hoe kon daar 'n aand en 'n môre gewees het sonder die bestaan van 'n son? Al wat benodig word, is dat die enorme hemelse watersfeer, wat die aanvanklike aarde omvat het, een volle rotasie op dag 1 moes doen, en dat die lig net vanaf een kant moes skyn. Die Hebreëse skolier, Rabbi Abraham ben Meir ibn Ezra, dis 'n mondvol, wat hoog geag word in tradisionele rabbiniese kringe, is baie duidelik hieroor in sy kommentaar op Genesis. The heavenly sphere made one revolution, the sun was not yet. Hiermee het God vir ons 'n manier gegee om tyd te kan afmeet. Omdat die dag-nag siklus, met ander woorde een aardse rotasie, 'n stelsel in plek gesplaas het wat ons in 24 ure kon verdeel om die tyd van die dag of nag te bepaal. Dit was dag 1. Kom ons kyk na dag 2. Hier leer ons dat God 'n uitspansel tussen die waters en die waters gemaak het, wat die waters wat onder die uitspansel is, geskei het van die waters wat nou bo die uitspansel is. So op dag 2, wat ons vandag Maandag noem, het God die diepwaters, wat die initiële aarde omvat het, in 2 dele verdeel, deur 'n uitspansel te maak. En hierdie uitspansel het die waters wat nou onder die uitspansel is, geskei van die waters wat nou bo die uitspansel was. Met ander woorde, die water onder die uitspansel verteenwoordig die aanvanklike aarde. En toe God hierdie uitspansel rondom die aanvanklike, vormlose aarde, die waters onder, geplaas het, het dit die waters wat onder die uitspansel was, geskei van die waters wat nou bo die uitspansel was. So op dag 2 was die aanvanklike aarde nog steeds vormloos en woes en leeg. Ons het geen idee hoe die aanvanklike aardmassa op daardie stadium gelyk het nie. Hierdie is bloot illustrasies. God het hierdie uitspansel hemel genoem. Dit is die blou lig, die atmosfeer wat ons bokant ons kan sien, dis ook die ruimte buite om die aarde. Die Bybel noem natuurlik 3 hemele. Die eerste hemel is die atmosfeer waar voëls vlieg. Die tweede hemel is die buitenste ruim waar die planete en sterre is, en die derde hemel is waar God is. Die Hebreëse woord vir hemele is die meervoud, shemayim, en die woord op sigself beteken hemel, hemele, lug, sigbare hemel, woonplek van sterre, heelal, atmosfeer en die woonplek van God.
Die definisie van die Griekse woord vir hemele is soortgelyk. Ek gaan nou nie alles daar lees nie. Ander gedeeltes bevestig ook die skepping van die hoogste hemel. Nehemia 9 vers 6 stel dit soos volg: U is alleen die Here, U het die hemel, die hoogste hemel en al sy leerskare gemaak, die aarde en alles wat daarop is, die see en alles wat daarin is, en U hou dit alles in die lewe, en die leer van die hemel buig hulle voor U neer. Nou op die derde skepingsdag het God gesê dat die waters onder die hemel op een plek moes versamel, en dat die droë grond sigbaar moes word. Nou as die hele aarde aanvanklik uit 'n watermassa bestaan het, maak dit sin dat die landmassa vanuit die watermassa afgeskei en neergelê is en toe opgedruk het uit die water. So die soliede sferiese planeet aarde is waarskynlik vroeg op dag 3 gevorm. Dit is nie dieselfde as die aanvanklike aardmassa waarvan ons tot dusver in Genesis 1 vers 1 tot 8 gelees het nie. Onthou, gaan dit nog een keer herhaal. Die aanvanklike waterige aardmassa was binne in die diep waters. Die diep waters het in die waters bo die uitspansel en die waters onder die uitspansel verdeel. Planeet Aarde is vroeg op dag 3 uit die waters wat onder die uitspansel is gevorm, konsekwent met 2 Petrus 3 vers 5, wat leer dat die aarde uit water en deur water ontstaan het deur die woord van God. Wat het met die water bo die uitspansel gebeur? Kom ons kyk na dag 4 se gebeure. God het toe twee groot ligte gemaak, die groot lig om te heers oor die dag en die klein lig om te heers oor die nag, ook die sterre. En God het hulle aan die uitspansel van die hemel gestel om lig te gee op die aarde om te heers oor die dag en oor die nag en om skeiding te maak tussen die lig en die duisternis. Toe sien God dat dit goed was en dit was aand en dit was môre, die 4de dag. Nou die woorde gemaak en gestel dui vir ons aan dat God die ligte gevorm of daaraan gewerk het en dat hy moontlik 'n soort rou materiaal daarvoor kon gebruik het. Ons het reeds gelees hoe die aarde vroeg op dag 3 vanuit die waters wat onder die uitspansel is gevorm het. Enigste rou materiaal wat op hierdie stadium nog bestaan het, is die waters bo die uitspansel. Dit maak dus sin dat God die hemelliggame vanuit die waters bo die uitspansel gemaak en in die uitspansel geplaas het, net soos wat hy die aarde vanuit die waters wat onder die uitspansel is gemaak het. Dr. Humphreys verduidelik, my guess is that as the expanse rolled outward, it left behind little balls of water, which God converted planets and stars on the 4th day. Op dieselfde stadium het hy hulle aangesteek, moontlik met dieselfde lig wat reeds bestaan het vanaf dag 1. Hulle sou nou vir ons lig gee hier op die aarde, die maan en die sterre in die nag en die son gedurende die dag. Verder sou hulle ook dien as tekens om vir ons die dae, maande en jare af te meet. En nou is die vraag, wat van al die ander planete en meteore? Wanneer is hulle geskape? Wel, die Hebreëse woord vir sterre is kokab, en dit is breër as die moderne betekenis en verwys na enige relatief klein, helder, lemelse voorwerp. En dit sluit dus meteore, voorheen verskietende sterre genoem, en planete, wat voorheen wandering stars genoem is, in. So, opsommend. Op dag 1 het God tyd, ruimte, materie en energie in die vorm van lig geskape. Die aanvanklike aardmassa was waarskynlik 'n enorme, vormlose, waterige, onbewoonbare massa binne in die diepwaters. Op dag 2 het God 'n uitspansel gemaak deur die waters onder van die waters wat nou bo was te skei. Op dag 3 het God die waters onder om vorm deur droëland tevoorskyn te bring en op dag 4 het God die waters bo om vorm om die son, maan en sterre en ander planete te maak. Nie so kompleks nie is dit. Om te bevestig net hierdie verduidelikings aangaande veral dag 1 tot 3 aan die hand van verskeie bekende skepingsleerwetenskaplikes. Op bladsy 49 van the Genesis Record verduidelik Henry Morris, the primeval Earth was initially created in a formless watery state. It was not yet a solid planet with continents and oceans, but a watery matrix awaiting God's further creative acts. Dr. Russ Humphreys verduidelik, the Earth at first was not a solid planet, but a watery mass, formless and empty, with darkness upon the face of the deep. Only later, when God commanded the waters to be gathered, did dry land appear. Dr. Andrew Snelling verduidelik, the Earth was initially created as a watery mass without form, covered by the deep.
It was not until day 3 that God gathered the waters together, so the dry land appeared and the solid body of the earth was revealed. The earth began as a watery chaos, formless and empty, before God shaped it into a habitable world. Hy sê verder, Genesis describes the earth as formless and empty, a watery chaos. Only later, when God commanded the waters to be gathered, did the land appear, showing the earth's solid form. And then lastens, Dr. Hartnett, on day 1, God created all space, time and energy, with the earth formed from a sphere of water. Wat meer is, die jong skepping van die aarde, uit water en deur water, word verder bekragtig deur opspraakwekkende voorspellings, wetenskaplike voorspellings en die gevolglike bevestiging daarvan. Vir die afgelope 4 dekades was Dr. Russ Humphreys op die voorpunt van jong Bybelse skepingsleer navorsing, insluitend radiometrische datering en sterrekunde. Hy bevestig dat ware eksperimentele wetenskap die Bybel sterk ondersteun en sê dat wetenskaplike bewyse vir 'n jong wêreld in werklikheid die beste ondersteuning vir die Bybelse geskiedenis is. Nou, skepingsleer wetenskaplikes word gereeld aangekla dat hulle nie suksesvolle voorspellings kan maak nie. Maar Dr. Humphreys vind dit veral amusant, omdat hy nie net akkurate voorspellings aangaande die aarde se magneetvelde gemaak het nie, maar ook aangaande magneetvelde van ander planete. Deur met die aanname van die jong sterrestelsel van slegs duisende jare te begin, het Dr. Humphrey selfs sekulêre wetenskaplikes heeltemal onkant gevang deur die teenwoordigheid en intensiteit van magneetvelde op Uranus en Neptunus en later ook op Mercurius akkurate voorspel nog lank voordat daardie magneetvelde ontdek is. Nou, magneetvelde verval. As die evolusioniste se lang ouderdomme waar was, dan moes die magneetvelde op koue planete al lank reeds dood gewees het. En hy het voorspel dat die magneetvelde op Uranus minstens 100.000 keer meer intens was as wat deur evolusioniste voorspel is. En hy het die voorspellings in 1984 gemaak. Dit is 2 jaar voordat die Voyager 2 ruimtetuig in 1986 en 89 verby hierdie 2 planete gevlieg het. Net om te ontdek dat Dr. Humphreys se voorspellings so waar reg was. Julle kan julle seker indink hoe verras die sekulêre wetenskaplikes was om te sien hoe jong aarde skepingsleerwetenskaplikes se voorspellings pertinent bevestig word. Maar die punt hier is dat Dr. Humphreys dit baie duidelik maak dat sy suksesvolle voorspellings nie sou gewerk het tensy die tydskaal ongeveer 6000 jaar was en die oorspronklike geskape materiaal dit was wat die Bybel sê nie, naamlik water. Dit ondersteun duidelik die jong Bybelse skepping. Toe NASA se ruimteprogram soveel jaar gelede begin het niemand verwag dat dit die Bybelse waarheid so sterk sou ondersteun nie. Kom ons kyk wat Dr. Humphreys self hieroor te sê het. As some readers may recall, I built a theory about the origin of planetary magnetic fields on this startling foundation that when God said waters, he meant it. Remarkably, the theory not only matched observed magnetic properties of the solar system bodies, but also correctly specified the magnetic properties of several solar system bodies before they were observed: Uranus, Neptune, and the Martian crust. This fit of theory and data could not have happened for any other originally created material than water. I would have thought such success would encourage all creationists to take the Genesis record more straightforwardly. Nou in deel C oor teïstiese evolusie gaan ons sien hoe onnodig kompleks mense dinge regtig kan maak, die oomblik wanneer hulle wil kompromieer, omdat hulle Genesis nie ernstig opneem nie, maar eerder die idees van die sekulêre wetenskaplikes van die dag in die Bybel probeer inforceer. Ek hoop ek sien jou daar.